Vriende, ons nooi u vanoggend se geleentheid te blaai na Hebreërs hoofstuk 11, soos ons vir u laat weet het op die WhatsApp. As jy hom nie gekry het nie, laat weet asseblief ASAP vir my, want al die kommunikasie wat ek met u stuur moet by uitkom, andersins val die pap op die grond. So ons gaan net eers 'n vinnige terugblik gee, vriende. Ons is vandag by die derde boodskap in 'n reeksie van 3, en dit was aanvanklik net een boodskap wat in my hart gelewe het, wat opgebreek het na in 3. So ons gaan so 'n bietjie terugkyk waarmee ons besig is. Ons praat met u oor hierdie belangrike tema, min of meer. Ons wil sê waar min of meer vandaan kom. Dis 'n beskrywing van iets wat nie regtig hoeveelheid is nie. Ons gesê alles in die lewe is onderworpe aan die wet van entropie, alles word minder. Maar u en ek word geroep om aan die wet van evolusie vas te hou, om te sê dat ek geestelik gedurig deur groei. So alles word minder, maar ek en jy kies om meer te word, evolusie groei geestelik in die Here Jesus. Ons gesê, vriende, dat ons kan die term ook intrek om te sê dat baie mense wil die Here dien, so min of meer. Ons wil met die Here wandel, so min of meer. En ons gesê, nee, ons wil nie min of meer nie, ons wil meer doen vir Here. Toe het ons gepraat oor wat gebeur in die wêreld en wat is dit wat ek en jy moet doen. Ons het gepraat oor die minder tyd in die wêreld, meer tyd aan sy voete. Minder geld beskikbaar in die wêreld, meer rykdom belê in sy saak. Minder gesonde verhoudings daar buite elke dag, meer en dieper verhouding met God, ons hemelse Vader. Minder sekerheid in hierdie wêreld, vriende. Ons moet ons vasmaak aan die sekerheid van sy beloftes. Want ons praat oor die minder liefde in die wêreld. En ek en jy word opgeroep om meer liefde te hê vir God, vir sy verlosser en vir sy kerk. Toe ons laasweek gepraat oor minder gehoorsaamheid en eerbied in die wêreld daar buite en in die kerk. Ons word geroep tot meer eerbied en gehoorsaamheid as kind van God. Ons gepraat dat al hoe meer mense is min gereed vir die einde. En ek word opgeroep om gereed te maak vir die einde. Ons gesê dat baie daar buite is, die toewyding, heiligheid gaan al hoe minder in die wêreld, maar ook in die kerk. Ons oproep om weer toewyding, heiligheid, prioriteit van ons lewens te maak. En in die laaste plek ons sê, daar's al hoe minder 'n honger en dors na God in die wêreld, maar ook in die kerk. En ek en jy is opgeroep om te sê dat ons wil dors en honger na God en sy woord en sy saak. En dis hoe ons gekom het, ons het die bal gehad, wat ek nou nie het nie, maar ons het die bal vasgehou en die bal gelos en sê, as jy hom los, gaan hy self afval, goed word self minder. Jy moet hom optel en hom opgooi om meer te maak. Wat moet jy doen om geestelik te stagneer, vriende? Wat moet jy doen? Niks. Moet net niks doen nie. Moenie meer bid nie. Moenie meer jou Bybel lees nie. Moenie meer kerk toe kom nie. Glo my, jy sal stagneer en kwyn en kwyn en kwyn en veragter die genade en jy wil nie daar kom nie. So goed, ons word geroep om meer te wees en nou kom ons by vandag se geleentheid. Vriende, ons gaan die vra om te blaai na Hebreërs hoofstuk 11. Ons lees saam, die opskrif gaan oor die geloof van 'n Moses. Nou, dit is seker een van die mooiste hoofstukke in die Bybel, oor die geloofshelde, maar kom ek lees vir vanaf vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande weggesteek, omdat hulle gesien het dat die ou seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eerstgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos op droë grond, terwyl hulle die Egiptenaars, toe hulle dit probeer verdrink het. Deur die geloof het hy die mure van Jerigo, deur die geloof het die mure van Jerigo val, nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Tot daar het die woord van die Here. En ek praat hier vanoggend uit daai gedeelte, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê. Sien jy die keuse wat hy gemaak het? Die keuse om in die Egiptenaars te bly en die voordele daarvan te kry, het hy eenkant gesit en gesê, nee, ek kies om eerder sleg behandel te word, saam met God se volk,
as om genot te hê daarin. En daarom gaan ek met u praat oor hierdie tema, min gehaat, meer gekies. Nou vir ons lewe in 'n wêreld waar baie keer as jy mense konfronteer oor hulle geestelike stand, oor hulle volwassenwording in die wêreld, dan het mense baie verskonings, soos ek het nie geleenthede gehad nie. Ek het nie die ondersteuning gehad nie. Ek het nie baie keuses gehad nie. Ek het nie altyd leiding gehad nie. Ek het nie altyd gehad alles wat teen my getel het nie. Ons het nie geld gehad nie. Ek het nie 'n gesonde gesinslewe gehad nie. En kom ons stop so oomblik vir 'n polsstop en ek sê vir u en vir my, wat u en ek het en beleef is baie in vergelyking wat die Jode gehad het, in vergelyking wat die Jode in die Nuwe Testament gehad het onder die Romeine. Ek en jy het geweldig baie wat in ons guns stel. Die waarheid is, mense is lief om verskonings te soek, om nie hulle geleenthede aan te gryp en te doen wat God hulle vra om te doen nie. Luiheid, 'n ontoegewyde hart, laat soveel mense uitmis. Soveel mense is nie waar die Here wil hê nie. En het elke dag geleentheid. Ons kan kerk toe kom op ons eie tyd. Ons kan kerk toe kom sonder vervolging. Ons kan nog op 'n skoolkansel gaan staan en die woord van die Here preek. Kyk na die geleenthede wat ons het en kom op 'n punt om te sê, ek sit al die verskonings eenkant. Ek wil meer word in God en vir God terwyl ek die geleentheid het. Vriende, hier is 'n skrikwekkende realiteit wat ek met u gaan deel. En mense hou nie van wat ek nou sê nie, maar ek wil hê jy moet dit vat vir wat ek probeer tuisbring. As ek almal wat vanoggend hier is en aanlyn luister, sou dan 'n kring laat staan en ons vat hande, net ons groep. Dan is een van ons in hierdie kring nader aan die dood as die volgende ou. Een van ons is nou die naaste om te gaan. Mag dit dalk jy wees. En die vraag is, gebruik jy die geleentheid wat die Here jou gee om gered te word, om iets vir hom te doen? Of is jy ook daar waar soveel mense verskonings maak? Mag dit nie wees nie. Maar kom ons gaan kyk na hoe ek dit wil doen. Ek gaan vandag vir 4 Bybelse karakters kom noem. En ek gaan vir hierdie mense noem wat min gehad het wat vir hulle getel het. Maar ten spyte van die min wat vir hulle getel het, het hulle 'n keuse gemaak. Hulle het gekies om in die Here meer te word. En hierdie 4 helde gaan jy sien, het 2 dinge in gemeen gehad. In die eerste plek het baie min dinge in hulle guns getel. En in die tweede plek het hulle almal gekies, ten spyte van die feit dat min dinge vir hulle getel het, het hulle gekies om meer te word vir God. En dis jou en my uitdaging in hierdie dag, vriende, is om op 'n punt te kom in my lewe waar ek 'n pen slaan in die grond om te sê, ek is klaar met verskonings. Ek is klaar om redes te soek waarom ek die Here nie dien nie, waarom ek nie doen wat ek moet doen nie, waarom ek moet nie aflê wat ek moet aflê nie. Vandag slaan ek 'n pen in die grond en ek kies soos hierdie mense. Ons lewe in 'n tyd, vriende, waar mense baie het, maar min is bereid om vir God te kies. U het geslaap in 'n bed, in 'n huis met 'n dak op. U het krag gehad met 'n warm stort. U het hiernatoe gery in 'n kar. Vriende, weet u, dit maak ons die ryk deel van 6% van die wêreld. Ons het baie, maar so min is bereid om te kies vir God. Die vraag is nie vandag, wat het jy nie? Maar die vraag is vandag, wat kies jy? En wie kies jy? En dis wat ek vandag met hierdie boodskap wil doen, jy vriende, is om daai min of meer nou huis te dryf met 4 boodskappe of 4 persone, en ek het 8 gehad, ek moes 4 kies. Al baie meer in die Bybel. Maar kom ons gaan kyk na 4 mense wat bitter min gehad, wat hulle getel het, maar gekies het om meer vir God te wees. Kom ons begin by die eerste een, en sy naam is Noag. Nou vriende, jy kan maar die skrif gaan lees, Genesis 6, oor die verhaal van Noag. Sy verhaal speel af in 'n tyd toe die aarde net sleg geword het en slegter. As jy dink dit kan nie erger nie, word dit erger. Dit was geweld en korrupsie en goddeloosheid, en dit was amper die normale. Verskoon die Engelse uitdrukking, because everyone done it. Dit was die reël
in daardie dae van Noag. En ek wil hê jy moet dit nog gaan lees, en in daardie tyd, toe almal, toe die kultuur, toe die norm was, sonde, en die lewe gaan dit aan, ons gee geen ag op God nie, kom God en hy gee vir hierdie man 'n baie snaakse boodskap. Hierdie man ontvang genade in God se oë, want hy het anders geleef. En dan kom God en hy sê vir hom, gaan bou vir my 'n ark, totaal onlogies. Want waar hy bly is nie 'n see nie, hy ken nie die tipe van vloede waarvan gepraat word nie, en hy moet kies, gaan hy nou in die skare wegraak, of gaan hy gehoorsaamheid kies? En hy kies gehoorsaamheid. Kom ek lees vir u daai gedeelte saam. En toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur sleg was, het die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Dis wat sonde doen aan God, smart in sy hart. En Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Noag vind genade in God se oë. En as jy die verhaal gelees, kom jy agter, hy het ten spyte van sy kultuur, het hy anders gelewe. Vind hy staan teenoor 'n massa mense. Kom ons gee vir 'n prentjie om dit te probeer verstaan. Kom ons vat Loftus Versveld, maal 100. Kom ons vat daai 60.000 mense, ons sit al hier by mekaar, kom ons sê 600.000 mense, probeer die prentjie kry van 10 Loftus sitplekke vol. En hier staan een mens. En hierdie mense roep, nee. Dink hoe klink 600.000 stemme wat roep, nee. En dis een man wat sê, ja. Dis die prentjie wat ek en jy moet kry as ons dink aan 'n Moses. Vriende, vir 120 jaar bou hy hierdie ark. Vir 120 jaar word hy gespot en uitgemaak as van sy trolley af. Maar die woord sê in Genesis 6:22, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het om dit te doen. Hy staan alleen, teenoor 'n hele wêreld wat hulle rug op God draai, maar hy staan reg. En dis jou en my uitdaging in hierdie dae, vriende. Wanneer almal om jou verkeerd doen, wanneer almal om jou die wêreld dien, wanneer almal om jou die sonde doen en dit goedkeur, om op te staan te sê, ek kies anders. Ek kies om God te gehoorsaam. Ek kies om my rug te draai op sonde, my hande, my oë uit te rig na God en hom te dien met alles in my. Al sê die wêreld nee, ek sê ja, en daar is jou in my groot uitdaging. Om ja te sê terwyl almal om my nee sê. Om ja te sê teen 'n kultuur wat indruis teen die Bybel, om te sê ja, ek vereenselwig my met God. Vriende, u en ek is in openbaar elke dag blootgestel. Staan ons uit vir die Here of pas ons in? Ons is geroep om sout te wees. Ons is geroep om die lig te wees in 'n donker wêreld. Ons is geroep om sy getuies te wees. En ek en jy moet vandag sê, Here, ek gaan my nie net aftrek deur die massas nie. Ek staan op. Ek sê nie loop in die Bybel onder die arm nie. Ek sê nie loop en preek die heel dag nie. Ek sê nie gaan wees so wetties dat jy niks bywoon of niks doen nie. Wees deel, maar wees anders. Staan op vir God, staan op vir die reg, staan op vir Christus, staan op vir heilige lewenswandel. Dis jou roeping en is my roeping. Ons lees dit in die woord van die Here, Filippense 2:15, sodat julle onberusblik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos lig in die wêreld. Vriende, jy is geplaas waar jy geplaas is, omdat God 'n plan met jou het. Jy moet jou nie laat aftrek deur almal om jou wat anders is. Jy moet opstaan as lig in hierdie krom en verdraaide wêreld.
Maar dominee gaan nie vir my hou nie, dis deel van die prys wat ek en jy betaal. Dis deel om te sê nee, terwyl ander sê ja. En ek het laasweek daarna verwys, en ek is agterna ook daaroor reggehelp, dat baie jong dames sê, nee, ek hou myself rein vir die huwelik, en word uitgelag in die wêreld. Maar ons, as kinders van God, eer so dame, ons eer so seun. Ek wil vir sê, dis die mooiste jong dogter en mooiste jong man in God se oë, wat opstaan teen die kultuur, wat van Hollywood af in ons sitkamers ingepomp word as 'n rioolpompstelsel. En ons kinders dink hulle moet dit doen. Nee, moenie. Staan op teen jou kultuur en sê, Here, ek kies vir u, soos 'n Noag. 2 Korintiërs 2 vers 15. Hy was in 'n doodswêreld. Ons is in 'n doodswêreld. Kyk wat sê 2 Korintiërs 2:15, want ons, die kinders van God, is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van lewe tot lewe. En wie is tot drie dinge bekwaam? En ons weet, daar is net hulle wat aan sy voete gaan sit en volmaak. Romeine 12:2, moenie in hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, word verander deur die vernuwing van julle denke, en hier moet ons anders dink. Anders dink as die wêreld, anders dink as die massas, dink soos 'n Noag. Jy sien, die wêreld is nie ons standaard nie. En daarom word ons geroep om nie aan hulle standaarde te kom nie, maar God se standaard te hou. Noag het nie gewag tot ander saam met hom opstaan nie. Noag het nie gewag dat die wêreld regkom nie. Hy het self besluit, ek dien God. Baie keer in die kerk kyk ek rond en dan sien ek so min mense wat getrou die Here wil dien. En deur my bediening van 30 jaar, as ek die kweeskool saam tot 35 jaar, het ek soveel keer sê, Here, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om jou lewe op hul te sit, om jou lewe weg te gee vir die Here, en te kom preek waar mense nie belangstel nie, en dit bly terugkom, maar wat van jou? En kyk soos Elia na die volk, hy was ook moedeloos op 'n tyd. Ek sê, Here, ek alleen dien nie, toe wy Here vir hom, nee, ek wys vir jou hele paar duisend Jode wat nie die knie gebuig het onder Baal nie. En vriende, terwyl mense om ons almal maklik daar kom ons wees anders en sê, maar ek dien die Here. Ek kies om te sê, Here, hier is ek. Ek wil afsluit met hierdie punt met 'n illustrasie om te sê, 'n reisiger kan baie duur goed in sy sak hê. Hy kan geld hê en goud hê en silwer hê. Hy kan baie kos hê en baie hy kan regtig baie bedoen. En hy gaan die wêreld in, maar hy weet nie waar sy pad nie. Dan kry jy aan 'n ou wat min in sy bagasie het. Hy het net genoeg vir die dag, maar hy het 'n kompas. Hy gaan by sy bestemming uitkom. Weet jy hoeveel mense op hierdie aarde vriende het? Baie. Wilt nie rigting nie. Hulle het baie wat hulle vir jou kan wys. Hulle het baie waarop hulle kan staan. Maar geen rigting nie. Hulle gaan hulle eindbestemming mis. Jesus se woorde, wat baat die mense se hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Ek wil vandag vir jou vra, vriende, is jou kompas gereed? Is jy op pad na die ewigheid saam met Christus en saam met sy Vader? Dis belangrik dat ons rigting het, meer as voorraad. Mag ons teen 'n kultuur opstaan om te sê, Here, al het Noag min gehad, het hy meer gekies. En ek en jy is vandag in dieselfde plek, vriende. Daar buite is dit min vir God, maar ek en jy kies om meer te wees vir God, soos 'n Noag. Maar kom ons vat jou na 'n tweede gedeelte toe. Hierdie mens was in die openbaar voor almal, maak hy 'n keuse. Maar kom ons vat jou na iemand toe, wat in die agtergrond 'n keuse moes maak. Ons sien hom, sy naam is Josef. Nou vriende, sy historiese agtergrond is dat hy verkoop is. Hy was een van 12 broers. Hy was inteendeel die 11de broer. Sy vader was Jakob en God het hom drome gedeel oor wat hy gaan doen en sy broers het hom daarvoor gehaat.
en hulle het hom verkoop as 'n slaaf. In Genesis 37 word hy verkoop as 'n slaaf. Ek vind hy eindig op in Egipte. Genesis 39, daar eindig hy op. Hy het nie familie by hom nie. Hy het nie sy kulturele beskerming by hom nie. Hy sal 'n erfname. Hy lewe daar in 'n vreemde heidense kultuur. Kyk mooi, hy is eintlik al van die testament afgehaal. Daar's al 'n roudiens vir hom gehou. Daar was nie WhatsApps en 'n oproep wat gemaak kon word nie. Vir baie jare lewe hy daar vir sy familie asof hy dood is. 'n Slaaf in Egipte. Sonder beskerming, sonder reputasie. En hy gaan aan daar. En hy lewe die lewe. Moet ek lees vir jou wat gebeur. En daar by hom, terwyl hy daar is, het ons gelees, ek praat altyd van die Josef beginsel, begin hy onder en hy werk kom op deur God se genade tot op 'n hoë vlak. Kom ons kyk wat gebeur toe op hy hoë vlak kom. En na die dinge het die vrou van sy heer haar oor na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Dan hoor hy sê vir haar, kom slaap by my. Dis wat sy vir hom sê. Maar hy het geweier om aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit van my heer geen kennis neem wat in die huis is nie. Laat ek weer omlees. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer gee kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en ek het niks onthou behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Vers 10, en nadat sy met Josef dag na dag gespreek het hy haar nie geluister nie, en hy het nie toegegee nie. Vriende, ons lees baie keer die verhaal, ons dink, dit was 'n insident op 'n oomblik. Het jy saam met my gelees? Dag vir dag het hierdie Delilah om probeer verlei. Dag vir dag het sy haar mag misbruik. Dag vir dag het sy haar oë op hierdie jong man gehad om hom in sonde te lei. Maar vriende, hy is lojaal teenoor Potifar, maar veral lojaal teenoor God. En daarom sê ek weer eens, as ons terugkom na ons jong mense en al ons mense, om in die geheim vir God op te staan. Daar waar niemand jou sien nie, daar waar niemand jou kan evalueer nie, daar te staan, Here, ek kies om reg te bly, ten spyte van alles wat teen my tel. Ek het nie mense om my nie, ek is in 'n vreemde plek, al die goed wat getel het, kom ons en sê, Here, hier is ons. Op 17 is hy verkoop. Hy was 22 jaar in Egipte. Nadat hy vir die vrou gesê het, nee, gil sy die gilletjie, en hy word in gevangenis gegooi, omdat hy Kamam na uitgereik het, en hy sit 2 tot 4 jaar in die tronk. Hy kom daar uit weer onder die drome van die skinker en die bakker, en hy werk hom weer op, tot hy uiteindelik op 'n plek kom, waar die volk van die Jode kon ontvang, en dis hoe die Jode opgeëindig het in Egipte, as jy die Ou Testament seminar onthou, en kyk na die verhaal. Maar vriende, wat was sy behoud? Wat was sy behoud? Hoekom kon hy dit doen? Ek ook vat in die woord en gaan wys vir jy net daai 4 maal herhaal dit. En die Here was met Josef. Nou is my vraag. Was die Here met Josef net omdat hy lus was? Of dink u Josef het in sy hart gesê, Here, wees met my. Here, kom dra van my. Ek verstaan nie wat gebeur nie. Ek verstaan nie hoekom my broers my verkoop. Ek verstaan nie die goed nie. Here, ek verstaan dit nie, maar ek vertrou u karakter. Ek leun op u. Dan herinner ek my die skrif wat sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wat sy hart, help my, onverdeeld op hom gerig is. Vind ek en jy kan vandag kom en sê, Here, ek is in hierdie wêreld, ek is soms agter toe deure, ek is soms in plekke waar niemand my sien nie, en Here, hier wil ek wandel voor u, asof ek dit vir u doen. Ek wil hier wandel met die wete, ek is nie alleen nie. God is hier. Trek hierdie beginsel van Josef deur na die privaatheid van jou
studeerkamer. Trek hierdie beginsel deur na die privaatheid van jou rekenaar. Trek hom deur na die privaatheid waar jy alleen met iemand anders is. Hou hierdie beginsel hoog in jou lewe, want God dra deur wie se oë op hom gerig is. Jy sien, as ons kyk na Noag, dan sien ons sy karakter word openbaar gemaak, kyk mooi, in die openbaar. Almal sien dit. Maar kyk hoe verskil dit van Josef. Hy skryf sy toets agter geslote deure. Hy skryf sy toets sonder dat iemand hom waarneem. Hy skryf sy toets tussen hom en die vrou alleen. En hy slaag dit. Hoekom? Hy het min gehad wat vir hom getel het, maar hy het gekies om meer in God te wees. En vriende, ek het hierdie geleentheid om op te staan en sê, Here, hier is ek. Dieselfde waarheid geld in 2026. Vir jou en vir my vriende. Dat ons daar ook in die edel moet wandel, waar niemand ons sien nie. En dis 'n toets vir ons tyd. Dit is Bybelse integriteit. Dis jou en dis my roeping. Want jy sien, vriende, jou karakter word nie openbaar hier in die kerk nie. Dit word openbaar in die geheim waar niemand jou kan sien nie. Mag die Here ons vind in hierdie tyd, vriende, van min wat in ons guns stel, wat ons daar in die privaatheid van ons lewens die toets sal slaag, omdat ons oë op hom gerig is, ons hand in hom is, en oorgawe aan hom lewe. Ek ook vat in die Ou Testament toe, 'n verkeerde hart moet ver van my afbly, wat kwaad is wil ek nie ken nie. Wat 'n wonderlike teksvers op myself toe te eien, as man, en as vrou. 'n verkeerde hart moet ver van my afbly, wat kwaad is wil ek nie ken nie. Job 3 vers 11, ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek ag gee op 'n jong vrou? Is dit nie mooi nie? Job kom in sy lewe as 'n godsman. En net soos in sy tyd, in ons tyd, was daar mooi vrouens. En hy was ook 'n man soos elke man 'n man is. En 'n mooi vrou het ook voor hom verskyn. Maar hy maak 'n verbond met homself, dat hy nie sal ag gee op 'n jong vrou nie, op 'n mooi vrou, op 'n jong dame nie. Wat 'n roeping vir elke man in hierdie dag waar ons lewe, om te sê, Here, ek wil soos 'n Josef, al is die wêreld om my min, wil ek meer word. Kom ons gaan kyk wat sê die Nuwe Testament. Hy sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Vir elke ou daar buite, en ek sê het moet groot respek, elke ou daar buite, wat as 'n man uitstaan, kan 'n dop vat. Elke man kan saam die grappe vertel. Elke man kan saam lag. Elke man kan self na die goed kyk daar op sy rekenaar. Maar het vat 'n man van God om te sê nee. Het vat 'n man van God om te sê, ek kies om anders te wees, selfs daar waar niemand my sien nie, wil ek dit wees, want God het my nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Paulus sê vir Timoteus, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Vriende, ek het 'n heilige roeping. Ons roeping is heilig. 1 Petrus 1:15, maar soos hy wat ons geroep het, heilig is, moet ons ook in ons hele lewenswandel heilig word. Ek het dit al baie vir gesê, vriende, dit is soos daai piramide, en die Here draai hom op sy kop, en hy red jou, en hy sê, stuk vir stuk, word hierdie lewe al hoe meer my deel. En dit gaan aan tot die dag dat jy meer daar is nie. Jy sien, Josef kon aangaan, want sy roer was reg. Het jy al gekyk, daai geweldige groot bote van 'n paar 100.000 ton, vol olie of wat ook al, beweeg op daai see, en daai klein roer bepaal die rigting. O vriende, mag ek en jy opnuut vandag besef, met die toets van ons tyd, dat jou en my karakter voor God skryf 'n toets in die privaatheid waar niemand kyk nie. Mag ons daardie toets slaag met hom aan ons kant. Maar ek vat nu my derde voorbeeld hier. Sy het min gehad, maar sy kies baie meer, soos ons sien by Rut. Rut se verhaal kan jy gaan lees, is 'n pragtige boek wat jy gou kan deurlees, en lees hom in 'n paar vertalings, lees hom ook in 'n Engelse vertaling, pragtige boek, wat gaan oor hierdie vrou, sy is 'n Moabiet. As jy die
seminar onthou, aan die een kant was Israel, en dan was daar 'n riviertjie, en aan die ander kant van die rivier was daar die Moabitiese gebied, die half Jode, hulle wat deur die Jode verafskie is. Maar hierdie vrou Naomi en haar man bly in Bethlehem, wat beteken plek van brood. En dan kom hongersnood, hulle trek oor die rivier na Moabitiese gebied. Daar trou haar seuns met vrouens. Daar maak hulle 'n nuwe lewe. En dan sterf haar man, en albei haar seuns sterwe. Sy bly oor, Naomi, met Rut en met Orpa. En sy besef sy moet terugkom in Bethlehem. En sy sê vir die dames wat nou alleen, onthou hulle is nou gelaat as weduwees, geen regte nie, geen beskerming nie, geen geld nie, arm, sonder toekoms, kinderloos, sê gee hulle opsie. Ek gaan terug na Bethlehem. Julle kan hier bly in die veiligheid van julle kultuur en julle mense. Maar sy gaan terug. Orpa draai om en sy gaan terug. Naomi weier. Sy sê nee, ek sien kans om saam met jou te gaan. Ek los die toekoms wat ek het onder my eie land. Ek los die ekonomiese welvaart wat ek ken, die verlies van familie, ek los dit. En ek gaan saam. En ek wil hê jy moet weer opnuut saam met my haar geloofsbelijdenis hoor. Nadat Rut of Naomi aangedring het, kom Rut en sy maak hierdie verskoon statement. Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan. Waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding maak tussen u en my. Wow. What a lady. Wat 'n vrou wat 'n verbondsverklaring maak wat pas by 'n Jood. Maak sy as 'n Moabitiese vrou. En ons ken die verhaal, sy kom saam met haar en daar in armoede gaan tel sy are op die land en toevallig ontmoet sy daar. Nee, is nie toevallig nie. Toe val God se lig daarop. En God stuur Boas, die ryk man, en hy sien hierdie vrou en sy gaan lê by sy voete. Kom ek help jy net reg. Sy het nie sy lyf gaan soek nie. Wanneer 'n vrou by 'n man se voete lê, beteken dit simbolies in Israel, ek het die beskerming en die hulp nodig. Rut was 'n voortreffelike vrou. Uiteindelik vat hy haar voor die hele volk en hy trou met haar, maak haar sy vrou in die openbaar. En vriende, sy word opgeskryf in die bloedlyn van die Here Jesus. Sy is 'n ouma grootjie van die Here Jesus. En daar sien ons weer God se genade vir die mense wat sê, ek het min wat vir my tel, maar in God wil ek meer wees. Sy kies God. Sy kies hierdie volk. Sy kies Naomi. En vriende, ek en jy is vandag op dieselfde plek. Wat het die wêreld ons om te bied? Wat se toekoms bied die wêreld vir jou en vir my? Wat se ewigheid bied hulle vir jou en vir my? Net God kan vir ons 'n ewige toekoms gee by hom. Maar hy wil hê ons moet soos Rut by die Here Jesus se voete kom lê en sê, Here, ek het u nodig. Ek het die beskerming nodig. Here, ek het nodig dat u my sal raak sien. En dan is nodig om in 'n troue te tree met Jesus, om sy verloofde te word. Want die bruiloft gaan nog kom. Maar wanneer ek Jesus aanvaar, vriende, dan word ek verloof aan die Here Jesus. Ek het 'n dominee in ons kerk jare terug ontmoet, ek sal sy naam sê nie. Maar ek kom by hom in sy deurkamer, hy het sy gewone ringvinger aan daar, en hy het 'n ringvinger aan hierdie hand. Ek sê vir hom, nou my boeta, wat se vreemdeling is hierdie, dat jy nou 'n ringsvinger in die ander hand het? Wie, ek sal het nooit vergeet wat my gesê het nie. Ek is verloof aan Christus.
En as jy die ring vat, dan staan op hom, Jesus Christus, in die binnekant en die buitekant. En ek het gedink, wow, wat 'n getuienis. Hoeveel van ons sal 2 ringe dra? En as mense jou vra, hoe kan draai 2 ringe om te sê, ek is ook verloof aan die Here Jesus Christus. En dis waar hierdie vrou was, dis waar u en ek is. En ons word vanaf die Ou Testament opgeroep om God heel eerste te plaas. Verlustig jou in die Here. Sit hom heel eerste en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, hy sal dit uitvoer. Vriende, ons kyk na 'n wêreld om ons kyk na my eie lewe om ons, is so onseker, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Maar hier is ons opdrag, ons verlustig ons in die Here, ons plaas hom eerste, ons sê Here, ons weet nie wat gaan gebeur môre nie, maar ek weet u het môre in die hand. Ek weet u het voorsien in die verlede, u gaan voorsien in die toekoms, u sal voorsien tot ek by u rustig aankom, soos u my begelei, Psalm 23, tot in die ewigheid. Rut kies nie 'n land nie, sy kies nie 'n man nie, sy kies God. Ek en jy kies Jesus. Hy kom en sê vir ons in die Nuwe Testament, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtighede. Wat beteken? Beteken ek kies Jesus en sy koninkryk en sy kerk en sy woord. En al die dinge waaroor die wêreld so begaan, sal die Here kom voorsien op sy tyd soos ek nodig het. Vriende, daar is nie 'n kind van God wat die Here moet erns dien, wat hierdie belofte neergeplaas het en daarop lewe, wat ooit gebrek gelei het nie. Die Here sorg vir sy eie. Hy sorg vir die wat hom eerste plaas. En ek het dit in my lewe al so baie gesien. Ons dink so aan Moses. Hy het verkies om liewe saam die volk sleg behandel te word as om 'n tyd lank die genieting van sonde te hê. Hy kies God. Het jy gekyk hoe Moses in lyn gebring word met die Here Jesus en die evangelie? Baie interessant. So wat doen Rut hier? Sy kies die smal pad. Ja, daar is 'n breë pad na Moab toe, maar sy kies daai smal pad. Die pad wat ek en jy geroep is om te kies. Ons kies om eenmaal by ons redding, maar vind ek en jy kies vir hom elke dag waaragtig. As die televisie aankom, dan kies ek. As ek iets sien, dan kies ek. As ek in 'n gehoor is, ek kies. Onthou, ek bewandel die smal weg. Ek is op die smal weg. Nie die gewildste pad nie, maar luister mooi, die enigste pad vir die kind van God. Ons stap af by Bethlehem se landerye. Ons stap vir die einde na 'n Babelse paleis. En ons kyk na 'n man met die naam van Daniël. As jy die Nuwe Testament daar onthou, of Ou Testament sal onthou, Noord, Suid, Israel, Juda, 19:20-08, onthou jy? Noord, Suid, Israel, Juda. Israel is verstrooi deur Assirië. En kyk nou wat met Juda gebeur? Hulle is in ballingskap weggevoer na Babel vir 70 jaar. Hier vind Daniël hom. As 'n jong man, hulle reken tussen 14 en 18 jaar oud, word hy weggevoer. Hulle was die bright seuns van hulle eeu. Hulle was intellektueel op 'n vlak wat kom ons noem die begaafde kinders is, nê? Die top 10. Hy was daar, hy was 'n begaafde jong man. En hulle word eenkant, hulle word soos hulle skape, vat hulle uit, dan sit hulle hierdie kant. Ja, gesien as hulle skape so deur gaan haal, hy seker is uit. Nou hy word uitgehaal en hy word daar in Babylon opgevoed met 'n nuwe kultuur, 'n nuwe taal, nuwe name, nuwe gode, nuwe regering. Hy's weggevoer, sy voorouers het droog gemaak, hy betaal die prys. Maar wat gebeur? Daniël kies van vroeg af. As hy jong man kies hy om God meer van sy lewe te maak as dit waar hy homself bevind. Kom ek vat jy na die woord toe en jy gaan kyk gou mooi daar. Daniël 1:8, maar Daniël het hom voorgenem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning. Jy kan daai verre verhaal gaan lees. Hy het as 'n jong man, kyk mooi, 'n keuse gemaak om te sê, wanneer ek nou daar kom, sal ek nie hierdie punt verbysteek nie, punt. En toe hy daar kom, vriende, toe maak hy die besluit en hy voer dit deur. Hy laat hom nie intimideer nie. En jy kan die verhaal gaan lees hom. En toe is hy later baie oud, vriende, hy word al ouer daar en hy word al ouer. En hy kom en hulle sê vir hom, hulle moet nou buig as hulle dit hoor en hulle moet dit aanbid. En hy sê nee,
Hy 6 vers 11 en hy 3 maal op 'n dag sy knie geval en gebid soos hy tevore gedoen het. So kyk mooi, hy het nie gaan bid in die krisisuur nie. Hy het van die begin af besluit, ek gaan myself nie verontreinig met dit wat hier gebeur nie. En hy was nie gewoond om 3 maal 'n dag te gaan bid. Toe die nood kom, was dit nie vir hom iets wat hy gegryp het nie, iets wat hy in gewoonte geoefen het. En vind, hy was tussen 70 en 75 jaar oud toe hy in die leeukuil gegooi is. 'n Ou man, kyk na sy pad. Maar hy kies om getrou voor God te bly, ten spyte van die vyand in sy gesig. Wat 'n man om voor te staan. Hierdie kultuur wil jou naam verander, hulle wil jou godsdienst verander, hulle wil jou standaarde verander. Staan op soos Daniël sê, ek het my voorgenem om myself nie te verontreinig nie. Ek sal aanhou om te bid en te vra, Here, dra my dag vir dag. U en ek moet dit doen soos Daniël. Hy het min gehad wat vir hom getel het, maar hy het gekies om meer te wees in God. En ek word steeds gekies, geroep. Ek het die weg van die waarheid verkies, sê Dawid in Psalm 119. Die verordening het ek voor my gestel. Ek kies om die Here te dien. Ek kies om my nie verontreinig nie. Kom ons vat hom verder na die Nuwe Testament toe. Ons gaan lees dit daar. Daarom my geliefde broeders, ons gaan op Handelinge 5 toe, en Petrus en die apostels antwoord, onthou die regering van die dag sê vir hulle, julle moet stop, ek wil sê al die Joodse raad en al die godsdienstige leiers sê vir hulle, julle stop nou om te preek in Jesus se naam, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as mense, en hulle gaan aan met hulle werk. Dis ons oproep. 1 Korintiërs 15 sê, groet Paulus die gemeente, sê, daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Jy en ek word geroep, vriende, om soos 'n Daniël in die kultuur van ons tyd op te staan. Ja, vir baie mense is ons vyande. Ons word uitgemaak as die skurk in die verhaal. Ons wat glo aan die skrif en onsself wil hou by die skrif word uitgemaak as heeltemal, ons is nie progressief nie, ons groei saam die tyd nie, prys die Here. Ons groei saam die tyd nie. Nee, ons groei in Christus, en ons staan op vir hom, maak nie saak wat om my is die, met u loop ek 'n bende storm, met u spring ek oor 'n muur, sê Dawid, en is waar van u en van my ook in die dag, maar ons moet dit kies. Kom ons vat saam. Hierdie 4 mense het min gehad, maar kies om meer te wees vir God. Noag kies gehoorsaamheid teen 'n verdorwe wêreld om hom. Kan jy vandag Noag wees? Ja, Here, ons kan. Josef kies reinheid en getrouheid wanneer niemand kyk nie. Kan ek en jy rein en heilig bly lewe terwyl niemand kyk nie? Ja. Ek is tot alles in staat deur U wat my die krag gee. Ja. Nie het jou eie krag nie, deur hom. Rut, kies God, bo sekuriteit en gemak. En hoeveel van ons moet daar kom, vriende? Wat is die toekoms van ons jong mense? Wat is die toekoms van iemand wat op pensioen is soos ek nou? Wat is my toekoms? My medies is weggevat. Daar is soveel goed wat wegvat. Jou salaris was daar vir 30 jaar, nou is hy daar. Hoe gaan jy dit maak? Ek weet nie. Maar ek weet een ding. God het my nog nooit, ooit, van dag 1 af in die steek gelaat nie. So ek kies, ek en jy kies, God bo antwoorde en sekerhede. Daniël kies getrouheid in 'n vyandige kultuur. Is dit waar ons ook is? Ja, maar ek kies om getrou te wees aan die Here, aan sy woord. En God sal jou eer, en mense om jou mag nou vir jou lag, maar vriende, luister mooi wat hierdie ou man vir jou sê. Wanneer die wêreld in mekaar sak, wanneer mense se lewens uit mekaar uitval, wanneer hulle nie meer antwoord het nie, weet jy wie gaan soek hulle op? Daai ouetjie van die Bybel. Daai ouetjie en daai meisietjie wat so anders was. Daai mense het uitgestaan, dis hulle kom soek jou op. Hulle kom soek jou op. Want jy was anders toe die wêreld soos hulle was. Kom ons vat vandag opnuut hierdie uitdaging en ons kies.
Moses sit die volk voor 'n keuse, kies wie julle wil dien. Ek sê op Josua se keuse, kies wie julle wil dien, maar een ding moet julle weet, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Mag God vandag vir jou en vir my die genade gee om te kies, om meer vir hom te wees in 'n wêreld wat al minder het. Amen. Ons dank U Vader dat U woord ons vanoggend kom wys het. 'n Noag wat gekies het om U te wandel ten spyte van 'n wêreld wat anders geloop het. Ons dank U vir 'n Josef wat gekies het om rein te bly toe niemand hom gesien het nie. Ons dank U vir 'n Rut wat gekies het om U te volg toe haar toekoms onseker was. Ons dank U vir 'n Daniël wat gekies het om getrou te bly eerder as om gehoorsaam te word aan hulle wat gevaarlik was. Ons erken vandag, Here, ons het nie altyd die krag nie. Ons het nie altyd die sekerheid nie, ons het nie altyd die antwoorde nie. Maar Here, ons kies U genade. U het vir Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg. Ons kies U genade, bo gemak, bo vrees, bo sonde, bo mense, bo die wêreld. Kom, o Gees van God. Kom heilig ons opnuut. Ontvang opnuut ons oorgawe aan U. En kom stel ons in staat om ten spyte van die min meer te wees vir U. Amen.